Lieve Marina, en Jaco en Susan, Nadine en Jessie moes ook 2 keer kyk, hy het bietjie gerek. En James, ons is dankbaar jy is veilig terug van oor die waters, al het jy nou binne in hartseer omstandighede ingestap. En vir jou Marita, vir elkeen van julle as 'n gesin, ek bid dat die Here in hierdie oomblikke vir julle so 'n bietjie sal laat afsluit van alles wat buite hierdie gebou lê. Hierdie gemeente wat julle so goed ken, waarvan julle al jare deel is, en dat julle regtig net hier die teenwoordigheid van die Here sal indrink, om vir julle krag te gee, om weer van hier af verder ook aan te gaan. Ek het nou regtig die afgelope paar dae wyd en ver gedink. Ek het teruggedink tot aan die einde van 97, toe ons net hier gekom het. En toe Dominee Shaal en ek onthou Marita was op daai bus, ek weet nie of Susan ook saamgegaan het op daai toer nie, ja, was dit Drakensberge toe dink ek. Ja, inderdaad ek julle die eerste keer ontmoet, 97. En intussen, ja, ek dink julle troue was nog hier in die kerksaal, ek onthou dit. So ek het afrit tog al so sit en dink oor al die dinge wat gebeur het. So daarom is ons saam met julle hartseer vandag, maar ek glo met my hele hart, dat die Here vir julle die krag en die genade sal gee, om elke oomblik ook aan te gaan. En ons gaan dit vra van die Here, as ons die hoofde gaan buig en sy naam ook gaan aanroep. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly vir altyd getrou en laat nooit die werke van sy hande vaar nie. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle en die troostvolle werk van die Heilige Gees. Ons gaan saam 'n lied sing, soos wat op die blaadjie vir ons aangebring is, die bekende lied 464, O Heer my God, as ek in eerbied wonder, dan sê ons in die koorgedeelte, dan moet ek juig, my redder en my God. Al is ons hartseer vandag, juig ons nog steeds in die Here, wat ons redder en ons God is. Kom ons sing staande die eerste en die tweede vers, en dan kan u weer u sitplekke inneem. Elke dag ons
Ons gaan vanoggend 'n paar oomblikke stil staan by een van die psalms en wel een van Dawid se psalms wat die wonderlike vermoë het om 'n mens se emosie in woorde om te sit. Dit is 'n lang psalm en hoe graag ek ook al die psalm heeltemal sou wou lees, gaan ek terwille van die tyd en u aandag net so enkele grepe uit dit uitlig en u sal hoor aan die einde van die gedeelte wat ons gaan saam lees waarin ons teksvers ook is. Die psalm bevat baie van ons bekende gedeeltes wat ons goed ken. Voordat ons dit egter saam lees, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Onse God en almagtige Vader, Here, in hierdie oggenduur hier in u huis, het ons u aangeroep as die Here ons God. Het ons gesê, Here, dat al ons hulp van u afkom en ons bely dit as u kinders en dit kom uit ons harte uit. Here, omdat ons regtig ervaar dat ons as u kinders baie keer so hulpeloos, so magteloos in hierdie wêreld is. En dat ons waarlik u hulp dan beleef, hoe u vir ons staande hou, hoe u vir ons laat aangaan, hoe u vir ons krag gee, hoe u by ons is. Here, ons het gesing dat ons juig in ons redder en in ons God. Dat ons juig en bly is, Here, al is ons vol hartseer, omdat ons 'n lewende Here het wat bemoeienis maak met sy kinders en in groot liefde na ons omsien, soveel so dat hy u eie seun na hierdie wêreld gestuur het om ons redder, ons verlosser in hierdie wêreld te wees. En Here, ons bid in hierdie oomblikke en ons roep u aan. Ons roep u aan as God die Vader, as ons smeek, Here, dat u in hierdie oomblikke al u liefde vir ons sal sigbaar maak, dat elke hart dit sal ervaar. Here, sodat ons uit daardie liefde hier kan uitgaan, die ondenkbare moet gaan doen, by 'n oop graf te gaan staan en dan aan te gaan met die lewe, veral in 'n moeilike tyd, oor 'n Kerstyd ook heen. Maar dankie dat u liefde vir ons daardeur sal dra. Dankie dat u genade in ons Here Jesus Christus vir ons sal genoeg wees. En dankie, Here, dat ons weet dat ons nooit ooit 'n oomblik alleen is nie. Selfs in die donkerste dieptes van ons ellende is u by ons. Want die Heilige Gees woon in u kinders se harte. En ek kom bid vir elkeen van hierdie gesin. Ek kom bid, Here, vir die breër familie en elke vriend en vriendin wat saam hier is in u woning vanoggend. Here, wees met ons kollektief besig, wees met ons as individue besig en raak elke hart aan soos wat u weet dit nodig is. Gee, Here, dat ons deur die lewe van Dawid iets van ons eie lewe sal raak sien. En laat u Gees, Here, vir ons deur Dawid se lewe in ons lewe inpraat, sodat ons duidelik en helder u boodskap kan hoor. En kan weet, u is die lig wat in die donker skyn. Here, seën dan vir ons, wees ons naby. Ons pleit dit in u kosbare naam. Amen. Ons lees Psalm 18 vanaf vers 1, gaan ek die eerste 7 verse lees en dan gaan ek spring na vers 17 toe. Die inleiding van hierdie Psalm sê vir die koorleier lied van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het die woorde tot die Here gerig op die dag toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul. Hy het gesê, ek het u baie lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Onder bespotting roep ek na die Here, dan word ek van my vyande verlos. Bande van die dood het my omsluit, strome van onheil het my verskrik.
Bande van die doderyk het my vasgetrek, strikke van die dood het my bedreig. In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my roep. Ek roep na hom om hulp en hy luister na my. Dan gaan ons 'n bietjie verder na vers 17. Van bo af het hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig. Hy het my gered van my vyand wat sterk was, van my haters toe hulle vir my te magtig was. Die dag toe hulle my aangeval het, was my ondergang naby, maar die Here het my daarvan bewaar. Hy het my in vryheid laat uitgaan, my gered, omdat hy my liefhet. Die Here het aan my reg laat geskied, hy het my onskuld aanvaar, want ek het die wil van die Here gehoorsaam, en my nie teenoor my God skuldig gemaak nie. Ek het my deur al sy bepalings laat lei, en nie van sy voorskrifte afgewyk nie. Ek was opreg voor hom, ek was op my hoede teen enige ongeregtigheid. Die Here het aan my reg laat geskied, want ek was onskuldig in sy oë. U betoon u trou teenoor alle getroue, opreg teenoor die opregtes, rein teenoor die reine, maar u verwerp die huigelaar, u red die verdrukte volk, u verneder die trotses. En dan ons teksvers, u Here, laat my lamp helder skyn, my God gee lig, as dit donker is om my. Met u hulp loop ek 'n oormagstorm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie, want wat God doen is volmaak, wat die Here sê is suiwer, elkeen wat by hom skuiling soek beskerm my, waarlik wie anders is die Here is God, ja wie anders as ons God is 'n rots. God omgord my met krag, hy maak my pad voorspoedig, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my stewig staan. Hy leer my hande om oorlog te maak, my arms om self die stramste boog te span. Die redding wat u gebring het, was vir my 'n beskerming. U regterhand het my ondersteun, deur u hulp het ek sterk geword. U het my ruim vasstrapplek gegee, my enkels het nie geswik nie. Ek lees vir ons tot sover uit die woord van die Here, en dan weer vers 18, u Here laat my lamp helder skyn, my God gee lig, as dit donker is om my. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wys my 'n kind van die Here, wat nie donkerte ken nie. En dan praat ek nie so seer net van letterlike donkerte, soos wat ons ken as Eskom die krag afsit nie, of as daar nie 'n maan is nie, of wanneer jy jou oë toemaak nie. Nee, ek praat van figuurlike donkerte. Die donkerte van swaar kry. Daar's nie 'n kind van die Here wat dit nie ken nie. Daardie tye in 'n mens se lewe wat jy eenvoudig net nie meer lig sien nie. Wanneer jy so magteloos voel, waarin jy nie meer weet watter kant toe nie. Wanneer alles vir jou eenvoudig net te veel word, en jy met tye selfs voel, jy wil breek. Ek wil waag om te sê, daar is geen kind nie, maar kom ons stel dit dan bietjie ligter, dink daar is bitter min kinders van die Here, wat dit nie ken nie. Maar hooplik ken ons ook die res van hierdie versie, wat Dawid vir ons in hierdie lied vir ons gee, naamlik dat die Here ons lig is, wanneer dit so donker om ons raak. Ek wil 'n paar oomblikke stil staan by Dawid se lewe, want Dawid se lewe spreek uit en uit daarvan, van hierdie donker tye in sy lewe, maar hoe die lig van God tog telkens vir hom weer ook deurbreek. En soos ek gebid het, is dit regtig my gebed dat jy op 'n manier ook kan vereenselwig vandag, ook uit Dawid se lewe uit. 'n Groot deel van Dawid se groot mens lewe het met oorloë te maak gehad. Fisiese oorloë wat hy moes beleef. Hy moes naamlik die vyande van die Here saam met die volk van die Here beveg
Dit het eintlik al begin toe hy nog maar 'n jong man was en hy daar teen die Filistyn Goliat moes gaan veg en hy hom in die slingervel en die klippies oorwin het. Dawid het van daardie oomblik af op die Here vertrou. En dit was nie baie lank daarna nie, voor hy een van die suksesvolste aanvoerders van die volk van die Here geword het, onder die leierskap van koning Saul nog van daardie tyd. En hy het homself oor en oor op die slagvelde van daardie tyd bewys. 'n Mens lees daardie hele geskiedenis, lees 'n mens baie mooi in 1 Samuel. En na die koningskap onder leiding van Saul, toe kom daar 'n konflik tussen Dawid en Saul. Want Saul se jaloesie kry by hom die oorhand oor Dawid en hy probeer met mag en met mening vir Dawid letterlik doodmaak. En saam met 'n klompie van Dawid se getrouste mense moes Dawid toe vir lang tye ook vir Saul letterlik vlug. Hy moes in die berge en in die grotte en in die woestyn gaan wegkruip. En selfs 'n tyd lank moes hy ook gaan asiel soek by die Filistyne, die groot vyand. En net toe daardie tyd nou so bietjie beter begin raak en Dawid dink hy kan begin asem skep, toe kom die volgende episode, want toe draai die manne wat saam met Dawid was elke oomblik teen hom. En hulle wil hom doodmaak, sy eie mense, omdat hulle hom verantwoordelik gehou het vir al die teëspoed wat hulle hom keer op keer vir hulle getref het. En uiteindelik word Dawid koning van Israel. En moet hy as koning telkens uitgaan om die een na die ander oorlog teen die heidene van daardie tyd te gaan stry. Om aktief betrokke te wees daarby. Daarvan lees ons in 2 Samuel die hele geskiedenis. So dat telkens teen die Filistyne, een van die sterkste vyande, moes gaan baklei. Dis hulle wat uiteindelik Saul en sy seuns ook op die slagveld doodgemaak het. En dan lees ons in 2 Samuel, as mens so deurblaai deur die boek, hoe Dawid gaan baklei teen die Moabiete, teen die Arameërs, teen die Ammoniete, die Amalekiete, die Emoniete, en so kan ek nou aangaan en al die volke noem. En weer eens net toe Dawid dink sy lewe raak 'n bietjie rustiger, toe is daar 'n gevaarlike staatsgreep letterlik daar op sy lewe, en dit nogal onder leiding van sy eie seun, naamlik Absalom. En dit het so amper geslaag, maar dit het gemaak dat Dawid weer eens vir 'n rukkie moes vlug in die grootste haas na die naaste woestyngebied toe en 'n rukkie daar gaan wegkruip. En as 'n mens nou Dawid se lewe so gaan lees, dan kom 'n mens agter sy lewe was eintlik een stryd gewees van oorlog en van swaar kry teen allerhande vyande. Nie dat hy daarvoor gesoek het nie, inteendeel glad nie. Ons leer Dawid aan die ander kant ken, dat hy glad nie 'n strydlustige persoon was nie, alles behalwe. Ons leer hom dan ook ken in die psalms, dat hy 'n sanger was, dat hy 'n digter was, dat hy 'n musiekmaker was. Maar omdat hy ook koning was, moes hy in opdrag van die Here ook hierdie stryde, hierdie oorloë ook gaan stry. Dit was fisiese oorloë. Maar kan ons vir 'n paar oomblikke indink hoeveel dit emosioneel ook van Dawid gevra het. Hoeveel dit geestelik ook van Dawid geëis het. Kan ons vir 'n paar oomblikke indink hoeveel benoude oomblikke daar in daardie jare in sy lewe moes gewees het. Hoeveel kere Dawid letterlik die dood in die oë gekyk het, hoeveel ontwrigting daar in sy lewe was, hoeveel bekommernisse, hoeveel slapelose nagte oor die mense rondom hom hy moes gehad het, hoeveel kere daar 'n situasie daar gekom het, waar alles eenvoudig net vir hom hooploos gelyk het. En dit beskryf hy vir ons hier in Psalm 18. In vers 5 en 6 sê hy onder meer, bande van die dood het my omsluit, strome van onheil het my verskrik, bande van die doderyk het my vasgetrek, strikke van die dood het my bedreig. In vers 18 praat hy van toe sy haters vir hom te magtig was, in vers 19 toe hy gevoel het, sy dag van ondergang is nou naby. In vers 29 beskryf Paulus, Dawid dan hierdie gedeelte vir ons uit en uit, dat het vir hom net te veel geword het. En in ons teksvers, vers 18, sê hy dan, duisternis het oor hom toegesak.
in die ou vertaling. In die nuwe vertaling wat ons gelees het, donkerte, het hom ontvou. Wat 'n duidelike en 'n sprekende woord is. Want hoe voel 'n mens as donkerte 'n mens omvou? Hoe voel julle van daardie oomblik af, wat julle gehoor het, en nie meer met 'n mens is nie, met julle is nie? Donkerte assosieer ons gewoonlik met vrees en met bang wees. As kindertjies klein is, dan is hulle gewoonlik bang vir die donker. En hulle gaan soek skuiling in hulle ouers se arm. 'n Mens ervaar magteloosheid. Want as jy in die donkerte is, in die duisterte is, dan tas jy letterlik rond. Jy weet nie na watter kant toe nie en eintlik kan jy niks doen nie. En jy ervaar daarmee saam ook 'n koersheid, want skielik kan jy nie meer die pad sien wat jy moet loop nie. Skielik is alles magteloos, koersloos. Dit plaas hierdie demper op 'n mens se lewe. En selfs kinders van God, selfs Dawid, wat 'n man na God se hart genoem word, beskryf in Psalm 18 vir ons dat hy hierdie donkerte, hierdie duisternis, dat hy dit ken. Maar gelukkig is dit nie al wat hy vir ons hier skryf nie. Gelukkig gaan hy verder en hy skryf nog 'n sinnetjie by hierdie gedeelte van sy donkerte wat hy beleef het. Want toe hy benoud was, toe sê Dawid vir ons, het hy na die Here geroep, het ons so mooi gelees in vers 4 en vers 7. En hoe dan nou anders, want dis mos wat ons as God se kinders moet doen, as dit donker raak rondom ons. En dan sê hy, dan ervaar hy hoe God vir hom gehelp het. So mooi in vers 4 as hy sê, die Here luister na hom. Net so 'n bietjie verder het ons gelees in vers 7, hoe hy gevoel het hoe die Here van bo af afbuk en hom letterlik optel. Hoe die Here hom gehelp het, hoe hy die Here gekeer het, dat Dawid letterlik in die hande van die vyande val, dat hulle hom nie doodmaak nie. Hy het vir Dawid krag gegee toe hy moes veg. Hy het vir Dawid sterk gemaak, sodat hy die oorwinning kon behaal keer op keer. Hy het Dawid koning laat word en hom mag en aansien gegee, net soos ons vandag koningskinders voor die Here is. Hy het baie keer Dawid se vyande magteloos gemaak, sodat hulle niks kon regkry nie. Maar ons moet baie mooi raak sien in hierdie gedeelte, geliefdes, dat nie in een van hierdie stryde of oorloë wat Dawid moes baklei het nie, net die Here hom noodwendig uit daardie situasie uitgehaal, of die oorlog net laat verdwyn, of die swaar kry net weggevat nie. Nee, Dawid moes nog steeds daardeur, net soos wat julle nou nog steeds deur hierdie rouproses moet gaan. Maar die Here beloof, hy gaan saam met julle. Hy sal julle lig in die donkerte wees. Dawid moes keer op keer oorlog toe. Hy moes deur die stryd gaan. Maar die Here gee vir Dawid krag. Die Here gee vir Dawid alles wat hy nodig het om daardeur te kom en uiteindelik te oorwin. Koningskind voor God te wees. Hoekom? Het die Here vir Dawid gehelp? Dawid sê dit baie keer in hierdie Psalm, as julle mooi geluister het, die Here het hom gehelp, omdat hy hom lief het. Omdat hy hom lief het. En daarom, my geliefde, hoor vanoggend weer, die Here het jou lief. En daarom wil hy jou help. Hy het Dawid gehelp, elke oomblik, elke tree van sy lewe. Daardie hulp was vir Dawid soos 'n lig wat in sy donker lewe ingeskyn het. Hy het sy lamp helder laat skyn. Nou staan in die woord van die Here soveel beeldspraak rondom hierdie beeld van lig, dat ek onmoontlik eintlik by alles kan stil staan. Maar 'n lamp of 'n lig in die woord van die Here is uit en uit vir ons 'n voorbeeld, 'n teken van lewe wat God vir ons gee. En uiteindelik ook van lewensvreugde. Dis wat die Here wat vir julle lief is, vir julle wil gee. Nuwe lewe en lewensvreugde. 'n Lamp, 'n huis waar daar lig brand, laat 'n mens ons altyd dink, maar daar lewe mense binne in daardie huis. En dis wat die Here graag vir sy kinders wil gee.
In die koningstyd van Israel, waaruit Dawid se geskiedenis nou kom, word die konings van daardie tyd ook die lig of die lamp van die volk genoem. En ek het nou al 'n paar keer gesê, ons is koningskinders. So ons is ook die lig en die lamp van die Here wat skyn in hierdie wêreld. In die Bybel is dit die lig wat die donkerte vir ons wegvat, wat vir ons redding bring uit nood. 'n beeld van verlossing en van uitkoms, waarvan ons ook lees in Psalm 27. Maar dan sou ook nog 'n ander hoek waaruit ons na hierdie Psalm kan kyk. In 2 Samuel 22 lees ons eintlik presies dieselfde gedeelte as Psalm 18, dieselfde lied. Maar daar is in die oorspronklike taal een verskil in die teksvers wat hier staan. In ons teksversie staan daar dat die Here sy kind in donker tye se lamp is. Die Here is self die lamp. Hy is die lig. En dit kan ons mooi dink in hierdie Kerstyd waarin ons op pad is. As die Here Jesus Christus self gesê het in Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld. Die Here wil jou lig wees in hierdie wêreld. In die verskriklike donkertes wat om 'n mens toesak, sing Dawid hierdie Psalm. Roep hy na die Here uit hierdie donkerte en dan begin hy bely. Dan sê hy, maar hy ervaar hoe die Here hom gehelp het. Hy ervaar hoe die Here sy lig is in die donkerte. Hy ervaar hoe die Here hom krag gee, hoe die Here vir hom lewe gee, vir hom alles skenk wat hy nodig het. Daarom, geliefdes, ten slotte, ook in ons tyd, ken kinders van die Here donkerte. Die feit dat ons hier is vandag, spreek daarvan. Om 'n kind van God te wees, vrywaar ons nie van die donker tye van die lewe nie. Partykeer as gevolg van ons eie keuses. Partykeer omdat ons juis reg wil leef as kinders van die Here. En ander kere om geen logiese rede kry ons donker tye in die lewe nie. Maar daar waar ons nie kan verstaan nie, daar waar die donkerte vir ons wil toevou, onthou, jy het die Here wat vir jou baie lief is, wat vir jou die lig wil wees in hierdie wêreld. Deur al jou vrese, deur al jou bekommernisse, spanning, onsekerhede, trane, hartseer, seer wat jy ook al mag beleef, wat jou vorm van duisternis ook al op hierdie oomblik mag wees, hoor weer vanoggend net hierdie lied wat Dawid sing. Hy is die een wat my lig is in hierdie wêreld, wat wil my help, wat wil my help oorleef in hierdie wêreld, my krag wil gee, my die stryd laat wen. En daarom as dit donker is om jou, kyk op, roep na die Here, na die God wat lig gee in die donker. Hy sal luister. Hy sal afbuk en jou letterlik gryp as dit nodig is, want hy is vir jou baie, baie lief. Kom ons bid saam. Onse God en almagtige Vader, Here, as ons na Dawid se lewe kyk, dan dink ons, hoe kon een man deur soveel donker tye in sy lewe gaan? Maar as ons dan na ons eie lewens kyk, dan besef ons dat ons ook baie donker tye in ons eie lewens het. Al maak ons dalk nie fisies oorlog teen 'n vyand nie, het ons elke dag 'n geestelike stryd wat ons moet stry, waardeur ons moet gaan. En U ken die kinders, Here, partykeer dan oorweldig die donker ons eenvoudig, dan word dit net te veel, dan oorval vrees ons, dan voel ons koersloos en dan voel ons so magteloos en dan weet ons nie wat te kant toe nie. Maar dankie dat ons dan saam met Dawid kan bely. U is die lig wat in die donker skyn. U is my lig wat in die donker skyn. U is die Here wat luister. U is die Here wat afbuk en ons gryp. U is die Here wat vir ons krag gee, wat vir ons op ons seker paaie soos 'n ribbok laat loop.
U is die Here wat elke oomblik by ons is. Ek kom bid, Here, uit my hart vir elkeen vanoggend hier. Mag ons in die donker tye van die lewe weer onthou, U is ons lig. Ek kom bid vir Marina, Here, wat haar eie afskeidpad moet loop. Omvou haar asseblief in U liefde, dra vir haar. Ek kom bid, Here, vir elkeen van die kinders. Ek bid, Here, vir Jaco en Susan, vir Marita, vir James, wat elkeen op hulle eie manier ook moet rou en U troos gaan nodig hê. Dankie, Here, dat U op wonderlike maniere met hulle sal werk, vir hulle sal dra en vir hulle sal versterk. Ek kom bid vir Nadine en vir Jesie, as kleinkinders, Here, wat ook treur oor 'n oupa. Werk asseblief ook in hulle harte en raak hulle aan. Ek kom bid vir die Breër familie. Dankie, Here, dat U ook met hulle is, vir hulle sal versterk. Ook U lig in hulle lewens sal laat deurbreek. Dankie, Here, dat ons so vir elkeen kan intree en kan weet U gebruik ook ons gebede om vir mekaar tot seën ook te wees. Mag hulle dit beleef elke oomblik verder vorentoe. Dit alles kom bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, wat as die lig na hierdie wêreld gekom het. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir James en vir Nadine om die bedankings te hanteer, van James te doen. Jy kans. Die teknik in die microfoon as ons hoor van is. Jy hoor genoeg. Krijg hem als je op als hij klaar is. Hang af die praat dan. Praat ons 'n bietjie harder asseblief. Jy praat maar as jy harder. Okay, nou. Okay. When tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand. The angel said my place was ready in heaven for above, and that I'd have leave behind all those I dearly love. But when I walked through heaven's gates, I felt so much at home. For God looked down, smiled at me and told me, welcome, my son. So when tomorrow starts without me, don't think we are far apart. For every time you think of me, I'm right there in your heart. P.S. I love you. Hero, you held my hand when I was small. You caught me when I fell. You are the hero of my childhood and my later years as well. And every time I think of you, my heart still fills with pride. Though I will always miss you, Dad, I know you are by my side, in laughter and in sorrow, in sunshine and in rain. I know you are watching over me until we meet again. Thinking of a very special dad. Your time had come to leave us, and we had to say goodbye, just like the sun resets gently down on a tranquil evening sky. I still hear the sound of your voice, as the wind blows through the trees, as though it's floating on forever upon a gentle breeze.
I still see your face in places. I know how strange it seems, and the clouds paint out your picture. When I see you in my dreams, my eyes can't hold back the tears, like the skies can't hold the rain, and I'm longing for the day to come when we will meet again. Ons mooiste herinneringe saam met jou en die wat ons gaan mis. Oupa het altyd gesê, sussie, ry om die gate, nie deur hulle nie, die karretjie is klein. Sussie, stadig, petrol is duur. Oupa se kos wat oupa gemaak het, veral oupa se flapjack pannenkoek mix, dit was 'n bederf. Hoe oupa altyd die mooi en almal raak gesien het, altyd reg is om te help, maak nie saak wat omstandighede in jou hart aangegaan het nie. 'n Mens kon altyd die trots in jou oë sien, op Marina, al jou kinders en kleinkinders en jou naaste familie. Jy was altyd bly as iemand iets verhaal het in hulle lewensval. Oupa, wie gaan vir my pa se krank mushrooms maak? Want ek weet nie hoe oupa dit gemaak nie, maar tog gaan dit nog steeds in dieselfde proe nie. Oupa het altyd reg gestaan met 'n grappie, of dit nou 'n flou een was, en of dit een was wat jou maag laat pyn het. Ek gaan ons goeie tye mis. Maar ek bly steeds lief vir jou, van Marina. Dankie dat ek en Corinna skelm met oupa se bakkies park toe kon ry. Alhoewel, as jammer, nou weet almal. Elke keer wat ek my foon in my agtersak sal dra, sal ek oupa se woorde onthou. Oupa, sussie, hulle vat altyd jou foon, so vinnig, soos wat jy kan dink. Ons laaste herinnering saam met oupa was Vrydag aan se pizza night. En hoe oupa my pa gehelp het om die boelbar af te haal, sonder enige vraag. Ons bly lief vir jou. Afskeid is nooit lekker nie, maar steeds bly dit deel van die lewe. Oom Ernie, dankie vir soveel goeie jare saam. Oom, dankie vir al die lekker tye wat ons as familie kon saam hê. Vir al die moeite wat oom altyd gedoen het met die kos en self die lekker grappies en geselsie tussen die deur. Dankie vir elke geleentheid waar ons saam kon visvang en al die staaltjies om die vuur wat oom so goed kon vertel. As dit nie vir oom was wat my jou eerste pistol gegee het op 10 jaar oud nie, het ek seker nooit so baie van visvang gehou nie. Met daardie stok het ek my eerste vis gevang. Oom het my hart van goud gehad en sou alles vir my, vir sy medemense gedoen het. Al was dit net om te help in die tyd van nood. Jou plek is leeg, jou stem is stil. Ons sal jou altyd onthou met 'n glimlag en die wete dat ons mekaar weer sal ontmoet in die hemelse huis. Al die mooi herinnering van kleintyd tot nou al ons altyd in ons harte koester. Baie liefde, Jannie, Tia, Annemarie, Treya, Esmarie, Piet, Enda en Jolies. Lieve papa, God het vir papa kom haal, die tyd op die aarde het papa klaargemaak. En ons almal se harte is gebreek. Ek weet papa sal ons harte weer met liefde vul. En papa leef nou in ons harte voor. Papa was die steunpilaar en sal altyd wees. Wat is God? God is liefde en ons moet so lief wees vir mekaar. Tot die laaste persoon. So wat
So wat my pa met net liefde was vir ons. My pa was 'n liefdevolle persoon. Hy het altyd gehelp waar hy kan en hy was ook baie nederig. Alles wat my pa vir my gesê het oor die jare maak nou sin. In die laaste 10 jaar in my lewe het Papa my geleer op 'n ander manier, want ek was 'n moeilike mens, moeilike persoon. Hy het deur Jesus gewerk dat ek kan besef wat die lewe is. Die laaste 2,5 jaar was ek voorberei, maar nie regtig geweet waarvoor nie. Daarom het ek vir Papa gesê, hy hoef nie meer te werk nie. En ek kon net rustig, en hy kon net rustig wees. Die laaste 2 maande het Papa gesê, kom ek moet huis toe kom. Ek het gesê, ek kom, hy moet net rustig wees, en nie worry nie. Toe sien ek in sy oë, sy tyd was min, hy wil my gegroet het. Ek kom groet vir Papa, so wat Papa gewag het vir my, om terug te gaan. Papa nou vir my in die hemel gewag. Dankie Papa, die wat Papa vir ons gegee het. Die beste wat Papa self, en dit was meer as genoeg vir ons almal. En Papa is die beste vir my, wat net Papa self gewees. Meer as genoeg. Pa kan nou rus, ek sal mooi na mamma en my 2 susters en kyk. Dankie Jesus, dat jy my pa vir ons geleen het. Papa se pyn is nou weg, rustig en vrede. Ek wil altyd lief wees vir Papa in my hart. Van Papa vreeslik mis, baie liefde. Zijn. Om vir ons geleen het. Maar, dankie dat ma gehelp het met pa en hom bygestaan het. Ons as familie, waardeer dit. Die familie en vriende wat van ver af gekom het. Dankie dat julle die tyd gemaak het om vandag by te woon. Dankie vir u oproepe en boodskapies. Aan Dominee wat ons gehelp het, waar ons vasgebrand het en nie geweet het wat se kant toe. Dankie dat die diens waargeneem het. Dankie vir elke een wat bygedra gelewer het met die verversing. Ons waardeer dit. Dandro en sy span, baie dankie met al die hulp en die raad. Julle spyk, ons waardeer alles wat julle vir ons gedoen het. Aan die kinders en kleinkinders, dankie vir al die hulp, die laaste ruk. Dankie dat julle altyd reg gestaan het om te help. Die familie van Kaartenburg, dankie vir die raad in hierdie moeilike tyd. Ons waardeer julle. Elke opreg, ons pa spaar nou in die hemelrooi. Aan Lichtenburg en Toussaint se dogters en verpleegsters, dankie vir alles wat julle gedoen het vir ons pa. En dankie Daniel vir die vir die verkeer en dit. En so, baie dankie.
Papa, die lied is ons verlangende boodskap na jou. En ek weet dat Pa dit daarbo in die hemel sal kan hoor. En wees verseker dat ons Pa in ons harte sal hou, tot ons dit eendag sal saam sing in die engele koor. Pa, jy moes gaan, toe ons jou nog hier wou hou. Pa, ons laat nou los, want ons weet, waar is jy nou? Pa, dankie vir alles, jy het ons met stille liefde omvou. Papa, hierdie liedjie is vir jou. As kind het jy my gedra toe ek nie kon loop. My geleer om later my eie man te staan. My gegee wat geen geld ooit kan koop. Dankie Pa, dat jy altyd kon verstaan. Pa, jou stem is nou stil, maar ons hoor nog steeds jou lach. Pa, jou stoel is leeg, maar jy is nog by ons elke dag. Pa, jy's lank al weg, maar waak steeds oor ons in die nag. En ons weet dat jy vir ons sal waak. Jy het ons geleer hoe om te leef en om altyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te streef en om te same nooit ooit terug te kyk. Pa, by Jesus is jy nou, dit laat ons met groot verlange. Pa, maar dit sê ek jou stap weer klink nog in ons gange. Pa, ons weet met vertroue, eendag deel ons weer die gesange. So papa, hierdie liedjie is vir jou. Ja, papa, hierdie liedjie is vir jou. Liefdes, ek hou aan die persone wat optree as draers hier by die kerk en ook by die graf. Dis basies dieselfde, James as seun, Jaco as skoonseun en sien ek Jaco Junior, maar Jessie dan nou as kleinseun, Nadine as kleindogter, Louis as vriend en Jannie as susterskind en dan kom ook net by Annemarie as susterskind en Zart as 'n klein seun. Geliefdes, ons gaan staande sing lied 163, daarna bly staan vir die uitspreek van die seën, waarna ons vertrek na die Lichtenburg begrafplaas daar by die hoërskool en daarna word jy vriendelik uitgenooi vir tee en verversings hier in ons kerksaal reg oorkant die pad. As jy nie wil saamgaan na die begrafplaas toe nie, is jy ook baie welkom om daar by die dames in die kerksaal dan ook rustig te wag en solank verversings te geniet. Kom ons sing dan staande lied 163 en dan ontvang jy die seën van die Here. Verlang in
ontvang die seën van die Here. God die Vader sal u altyd lief hê. God die Seun sal u altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal u altyd vertroos en u in sy waarheid lei. Amen. Ja, as jy net nader staan, het die kus verkeerd opgesit. Gaan jy hom net omdraai? Ja, as jy net 'n stuk nader staan, ek het 'n fout gemaak. Ja. Vra verskoning julle. Ek was reg vir die aktief opgelê daar by die kant. Die kus af, dis soos 'n kop en op daar die kant. Hallo. Dis jy weet in die middel kom vat. Hy sal julle dra maar tot op die einde. Julle sal hom Maar nog terug na my toe. Ja. Okay, hulle gaan. Ja, staan julle. Geliefdes, ons gaan saam luister na die woorde van die troosformulier waarna jy geleentheid gaan kry om 'n blommetjie te plaas as 'n laaste eerbetoon. Terwyl die kus dan sak, gaan ons in ons harte ons geloof beaam in die woorde van die geloofsbelijdenis en dan sluit met 'n gebed. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik dat nie deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy beloof ons dat hy ons smart sal verlig, dat hy ons met sy liefde en sy krag sal bystaan, en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons vandag wel, maar nie soos ander mense wat sonder hoop is nie. Deur die dood kom God en hy roep die ongelowige mens tot bekering en hy roep sy kind tot 'n nuwe toewyding.
Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe al die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. As ek net in my laaste eer betoon, ek staan jy familie en die draagwese sal kans gee asseblief. Kan ek maar nou alles gaan? Kom ons beaam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie oomblikke kan bely, ons glo. Dat ons nie hier hoef te staan soos mense sonder hoop nie, maar dat ons kan weet daar is 'n lewende God wat beskik oor lewe en oor dood. 'n God wat vir elkeen van ons lief is. 'n God wat vir ons as 'n verlosser na hierdie wêreld gekom het, aan 'n kruis gehang het en 'n graf oorwin het, sodat U juis kon opstaan uit die dood, en elkeen wat in U sou glo daarna, dit ook kon doen. Dankie Here dat ons kan weet, ons het 'n Heilige Gees, dat ons hier vandaan verder gaan lei, versterk en bemoedig. Ons hou vas aan U die drie-enige God. Amen.